Goeiemôre broer en suster. Welkom aan elkeen van julle by hierdie erediens. Mag jy in hierdie oggend die teenwoordigheid van ons Here en ons God beleef, ook so saam met die koue wat ons beleef. Mag jy ook die warmte beleef wat die Here vir ons elkeen kom gee. Die Here se liefde wat teenwoordig is, die Here wat vir ons kom sê, hy is by ons, daar waar ons gaan. Broer en suster, kom ons begin hierdie erediens met Vlam 20. Ons sing het staande, dan kan u plek daarna dan inneem. Laat my leef, U laat my groei. Ek loof U Heer vir alles wat U is. Ek loof U Heer, U is my Vader. Ek loof U Heer vir alles wat U gee, meer as wat ek kan verstaan. Daarvoor kom prys ek U naam. U is die woord, U is my lig, U wys my waar die lewe. U skenk my vrede en U gee my rus. U is my lief, net soos ek is. Heer, vir alles wat U is. Ek loof U Heer, U is my Vader. Ek loof U Heer vir alles wat U gee, meer as wat ek kan verstaan. Daarvoor kom prys ek U naam. Kom ons bid saam. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, aan U behoort die krag, die mag, die majesteit en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Broers en susters, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan, dan sing ons 2 lofliedere saam. Dit is die dag, en daarna laat almal weet. Kom ons sing hierdie 2 liedere staande, dan kan u weer na die tyd u plek inneem. Die Here gemaak het, kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het, kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig, ja juig. Laat ons bly wees daaroor, dit is die dag wat die Here gemaak het, daarom sal ons juig en sing. Dit is die dag wat die Here gemaak het, kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het, kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor.
kan so gou vergeet, dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee, die wêreld in sy hande hou. Ons kan so gou vergeet, dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee. Laat almal weet, dat Jesus waarlik liefde is. Laat almal weet, dat Jesus die koning is. Ek gaan gou vra dat die kinders wat hier is, by my hier voorkom sit. Gaan dit goed met julle almal? Wie van julle, die meeste van julle was gister by die rugby en die netbal gewees, nê? Nee? Daar was hier en daar, Niel, jy was nie daar nie, nee. Maar weet julle wat? Is my lekker om julle te sien, is lekker om saam hier te wees. En ek wil hê as ons nou kyk na hierdie versie, dan staan daar dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Nou wil ek gou by julle weet, wat dink julle is laste? 'n las is 'n ding wat baie swaar is, wat baie keer moeilik is. En die gedeelte kom sê vir ons moet mekaar help. Laste is goed byvoorbeeld as ons dink in ons wêreld, in ons lewe, goed wat sleg is, wat vir ons moeilik is. Nou, as ons nou kyk na die prentjie, dan sien ons daar so 'n duimspykertjie, so 'n duimdrukker en 'n ballon. Wat dink julle gaan gebeur as ons die duimdrukker op die ballon op die duimdrukker druk? Dink julle hy gaan bars? Sien julle saam? Moet ons probeer kyk of hy gaan bars? OK. Reg. Die gedeelte sê vir ons moet mekaar se laste dra. Nou, ons het mekaar nodig. Die Here sê vir ons, hy gee vir ons mense rondom ons om ons te help, om by ons te staan en om vir ons krag te gee, dat ons daar waar ons gaan sal weet, hy is die Here wat ons liefhet. Hy is die Here wat vir ons na hierdie wêreld toe gestuur het. Hy het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur. Hoekom? Om vir ons te wys hoe lief hy ons het. Nee. So gee hy vir ons mense om ons te help, om ons by te staan. Reg. Wat dink julle gaan gebeur as ons die ballon nou op daai klomp duimspykers neersit? Kan julle hier sien? Kom staan gou hier, dan kyk ons wat gebeur. Kan julle vir die mense sê of ek dit druk of nie druk nie? Reg. Is julle reg? Gaan ons kyk wat gebeur as ons hom druk. Druk ek hom op die duimspykers. Ons dra mekaar se laste, nee. Sit gou weer vir my. Reg, wat leer ons in die gedeelte? As ons na hierdie wêreld kyk, en sê die gedeelte vir ons het mense rondom ons nodig om ons te help wanneer daar moeilike goed in ons lewe gebeur. En so moet ons ook ander help as daar moeilike goed in hulle lewe gebeur. Ons kan nie alleen in hierdie lewe nie. Wat gebeur? Wat het ons nou gesien wat gebeur as ons alleen is? Kan julle onthou? Luister, wat gebeur as ons alleen is? Hy bars en dan is die gemors oralste, nê? Maar as ons mense rondom ons het, dan help hulle ons en hulle staan ons by. Maar die grootste en die belangrikste persoon wat vir ons bystaan in hierdie lewe is die Here Jesus Christus self.
mag ons nooit vergeet, hy is by ons, en hy is leef deur sy gees by ons elkeen nie. Kom, ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here vir u krag, vir u genade en u liefde. Dankie Here dat ons ook vir elkeen van hierdie kinders so kan kom bid, Here, dat u met hulle sal wees, dat u Here vir hulle die wete sal gee, dat u daar is, dat u by hulle is, en as daar goeders is wat sleg is, Here, as daar goed is wat moeilik is, dat u vir hulle mense gee om hulle te help, maar Here, dat u ook deur die Gees by hulle teenwoordig is. Ons kom bid en ons kom vra u ook so, Here, wees u ook so met hulle elkeen in hierdie dag en hierdie week wat voorlê. Ons kom vra dit in u naam. Amen. Reg. Dan kom ons staan en sing ons hierdie volgende liedjie saam. Dit is so lekker om die Here te dien. Kom ons sing dit hartlik saam. Lekker om die Here te dien. Dis so 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 lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Ek kan die plek inneem, dan kan julle almal uitgaan na die kinderkerk toe. Sy. Wil jy nog een hê? Sy. Broer en suster, in Exodus hoofstuk 20 lees ons die wet wat die Here vir die volk gee. Waar hy vir hulle kom sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde daar hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vader toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk nie. Of enige dier van jou of vreemdeling by jou nie. Die Here het in die 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, in hierdie oggend kom dank ons U, Here, vir die grootheid dat U, Here, met ons elkeen besonder pas stap, Here, dat U ons elkeen ken. Here, ons diepste bekommernisse, ons vrese, Here. Ja, Here, dat U selfs ons geheime ken, dit wat ons graag vir hierdie wêreld wil wegsteek. Here, ons kom dankie, Here, dat U vir ons U liefde kom gee. Here, dat U ons nie los nie, dat U vir ons in hierdie wêreld en ook so in ons eie lewe, Here, U teenwoordigheid kom gee, U Gees kom gee. So kom bid ons ook, Here, dat U vir ons die krag sal gee, dat daar waar ons sondig, Here, daar waar ons struikel, daar waar ons val, Here, dat U vir ons sal terugroep, sal dat terugdraai, Here, na U toe, ons Here en ons God. Ons kom bid dit, Here, en ons kom vra dit in U naam. Amen. So wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied saam.
want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons liefde aan. As ons die boek van klaagliedere oopmaak, dan sal ons vir Jeremia sien wat vir hierdie, of die profeet in elk geval, wat teenoor hierdie volk kom sê, maar waar is die Here in dit wat ons beleef? Wat vir die Here, wat vir hierdie volk op 'n manier kom aankla, hoekom doen julle wat julle besig is om te doen? Waar is ons hoop? En in die middel van klaagliedere, in die middel van hierdie onstuimigheid in die volk se geskiedenis, lees ons in klaagliedere 3, die genade verkondiging vir vanoggend, vanaf vers 21. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens, nie vir altyd nie. As die beproewings oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Omdat ons glo in hierdie Here, wie se liefde groot is, wat by ons teenwoordig is, wat vir ons hoop kom gee, wat vir ons teenwoordig is in ons diepste, moeilikste tye. Kom ons staan, dan bely ons geloof hardop saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Ek kan die plek weer inneem. Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit die boek van Galasiërs, die brief wat Paulus aan die gemeente in Galasië skryf. En hy is in die laaste hoofstuk Galasiërs, hoofstuk 6, vanaf vers 1 tot 10. Voordat ons hieruit lees, kom ons bid saam. Here, as ons in hierdie oggend kom stil word, kom dank ons U, Here, dat U, Here, hier by ons teenwoordig is. Here, dat U gemeente vergader, beskerm, onderhou, en dat ons, Here, in hierdie oggend ook, Here, kan kom bid, kan kom vra, Here, dat U woord sal oopbreek. Ek kom vra dit in U naam. Amen. So wat ek gesê het, Galasiërs hoofstuk 6, ons lees daarvan vanaf vers 1. Broers, as iemand in die een of ander sonde val,
moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus almal goed doen, veral aan ons mede-gelowiges. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons na die gedeelte kyk, dan sien ons Paulus wat vir hierdie gemeente kom skryf, en as ons dink aan die apostel Paulus, dink ek hy was nogal diep bewus van wie die mense is vir wie hy skryf. Hy verwag nie mense wat op 'n manier wit gebalsem is of wat ook al nie, maar hy het hierdie verwagting van mense, gelowige mense, wat in hierdie wêreld is, wat die wil van God wil doen, maar wat baie keer struikel. Wat baie keer sê, maar dis moeilik. Dis moeilik om by dit uit te kom wat die Here van my vra. Dis die gelowiges vir wie Paulus kom skryf. Hy kom skryf vir hulle met die wete juis om vir hulle aan te moedig, maar onthou, die Gees is die een wat vir julle kom net maak. Die Here is die een wat vir julle die krag kom gee, die wete kom gee dat hy teenwoordig is, dat hy saam met julle besig is om julle te help, om julle laste te dra. Aan hierdie kant, as ek dit so snaaks kan sê, van die graf, het ons te doen met ons eie sonde, ons het te doen met ons eie nietigheid, met ons eie moeilikhede in hierdie wêreld, en ons kan dit opnoem, ons kan 'n klomp goed vir mekaar sê, wat nie reg is nie. Ons kan 'n klomp bekommernisse vir mekaar sê, wat ons in ons eie lewe mee worstel. Ons kan vir mekaar 'n klomp goed kom opnoem, wat ons iewerste in 'n kassie in ons hart bære, wat ons eintlik met niemand wil deel nie, want dit is my eie krisisse. Dis my eie geheimenisse. En as ons na die gedeelte kyk, kom sê Paulus vir hierdie gemeente vir wie hy skryf, dat ons, as ons vers 2 weer kan saamlees, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Die eerste waarheid wat ons hier raak lees, is juis dat ons as gelowiges in hierdie wêreld gebukkend gaan onder las, amper soos hierdie ouetjie wat hierdie klip probeer oprol teen die berg op. Daar's goed wat in hierdie wêreld vir ons moeilik is. As ons nou dink aan kindertyd, dan kan ons vir mekaar 'n klomp goed opnoem. Gesondheid, slegte goed wat gebeur in ons lewe. Maar Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom praat so 'n bietjie oor dit wat in ons geestelike lewe aan die gebeur is. Hy kom sê vir my en vir jou dat ons as gelowiges in ons geestelike lewe die laste wat daar is moet trotseer. Die laste wat ons in ons geestelike lewe moet trotseer is die sonde. Dit wat ons vir mekaar, wat ons so baie keer
As ons net dink aan die lied wat so maklik verstrik. Die sonde wat vir ons op 'n manier terugtrek na hierdie wêreld toe en sê maar, jy is nie goed genoeg. Jy kan nie. Jy weet nie hoe nie. Die Here vra soveel meer. As ons na die gedeelte kyk en kom sê Paulus vir hierdie gemeente, maar onthou, as 'n skare mense rondom jou, en jy is een van die wat op 'n manier moet hulp aanbied, moet help daar waar dit nodig is. As ons dink aan die laste wat ons in hierdie wêreld dra, dan sien ons juis Christus wat gekruisig is ter wille van ons sondes, ter wille van ons eie nietigheid. Kom gee die Here homself prys, sodat ek en jy in 'n verhouding kan leef met die ware en volkome God. As ons nou dit vir mekaar sê, dan sê ons vir mekaar as gelowiges, leef ons dan vanuit die heiligheid van God, van Christus. Nie uit dit wat ek op my eie vermag het nie, maar uit die wete dat Christus my kom toevou in sy teenwoordigheid. En dan is ek en jy, leef ons vanuit die status as kind van God, gestuurde van die Here in hierdie wêreld. En dit bring ons by die tweede deel, wat duidelik word in hierdie gedeelte, is dat ek en jy in hierdie wêreld mekaar nodig het. Een van die moeilikste goed om te doen is om ons geloof met iemand te deel. Want net nou dink iemand ek is vreemd, net nou dink iemand ek is so 'n bietjie die pad byster. Die gedeelte kom moedig ons aan om juis te besef, maar die Here stuur ons as medegelowiges om na mekaar om te sien, om daar te wees as ons struikel, om daar te wees as ons swaar trek. Ons is so geneig om in hierdie wêreld eerder eiertjies te lê, ons eie eer te soek, om stories op te maak oor dit wat gebeur, dat ons die opdrag mis, die kritiese opdrag om daar te wees vir mekaar. Ons lees in die gedeelte wat Paulus vir hierdie gemeente kom sê, maar ons is daar om vir mekaar om te gee. Ons is daar om vir mekaar hoop te bring. Ons is daar om vir mekaar iets te vergesteld van die liefde van die Here wat in ons teenwoordig is. En ons kan dit alleen net doen as ons self bewus is van hoe sondig ek is, die verlossing wat ek nodig het van die Here en 'n lewe van dankbaarheid leef. Dis al hoe dit moontlik is. Want dan gaan dit nie meer oor myself nie. Dit gaan daaroor om Christus te verheerlik in dit wat ons doen. Nou as ons na die laaste gedeelte kyk van Galasiërs 6, dan lees ons in vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dis almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. In hierdie wêreld, broer en suster, is daar die vooruitsig dat ek en jy in ons verhouding met God die ewige lewe sal beerf, dat ons ewig by die Here sal wees. Maar in hierdie wete leef ons nou al reeds met daardie hoop. Leef ons nou al reeds met die wete dat God in ons teenwoordig is deur sy Gees. Is ons bereid om dit uit te leef? Die opdrag is juis
dat ek en jy bereid sal wees om nie te verslap nie, om nie moeg te word nie, hoe moeilik dit ook al is, om in hierdie wêreld teenstand te bied. Teen die duiwel, teen wat ook al, mag ons regtig ons harte, daar waar ons gaan, ons lewe uitleef, dat God teenwoordig is. Dat die Here by ons is, en dat hy vir ons die krag gee, om hierdie laste wat op ons elkeen druk, tromp op te loop. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, ten spyte van die mislukkings, ten spyte van die stryd, mag ek en jy bereid wees om mekaar te help. Mag ek en jy vir mekaar aanmoedig. Verantwoordelikheid vat vir mekaar se lewe. Vir mekaar aanspreek, nie uit 'n hoogmoedige houding van ek is beter as jy nie, maar juis, ek wil jou help. Ek sien jy sukkel. Broer en suster, ons is in 'n wêreld wat ons so gekonfronteer is met sonde, met dit wat die wêreld as aanvaarbaar stel, dat ons op 'n punt is waar ons mekaar moet sê, maar wat is reg, wat is verkeerd, en dit is hoekom ons keer op keer die wet lees, hoekom ons mekaar sê, maar dit is wat die Here van my en van jou vra, dat ons opreg sal lewe, dat ons die Here sal dien, dat ons sal omgee vir ons naaste, en daar waar ons gaan, die grootheid van die Here sal uitleef in hierdie wêreld. Mag ek en jy verantwoordelikheid vir ons eie lewe en vir mekaar se lewe vat. Vir ons kinders, vir ons medegelowiges, so wat Paulus dan ook hierso sê. Mag ons omgee, mag ons vir mekaar se laste dra, mag ons vir mekaar ophelp, in plaas daarvan om vir mekaar te vernietig, in die grond in te trap. Mag ons mekaar bystaan in dit wat ons doen. En nie tot ons eie eer nie, maar mag ons eer bring aan die Here wat by ons teenwoordig is, wat vir ons in hierdie wêreld instuur. Mag ons eer bring aan die Here wat vir ons krag kom gee, om die verskil te maak in hierdie wêreld. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie oggend, dat U in die grootheid en in U genade, ook Here, ons as nietige mense kom gebruik. Here, ons as gelowiges, as kerk, Here, het vandag nog meer as ooit van tevore die behoefte, Here, daaraan om, Here, uit U skrif, uit die evangelies, Here, die volle heerlike betekenis van U verlossing in hierdie wêreld te besef, maar meer as dit, uit te dra in hierdie wêreld. Dat ons daar sal wees ter wille van mekaar. Dat ons daar sal wees, Here, om mekaar by te staan, mekaar op te help. Here, om vir mekaar te ondersteun. Here, sodat ons elkeen, Here, as gelowiges, medegelowiges,
Here, ook eendag die prys sal behaal, dat ons daar waar ons is, Here, 'n lewe sal leef, wat die liefde van Christus vergestalt. Here, 'n opregte verhouding met U, waar ons soekend is in die woord, waar ons na U wil vir ons lewe soek in dit wat ons doen, en die manier hoe ons optree. Mag ons, Here, dit uitleef en uitdra, by ons huis, by ons werksplekke, by die skool, Here, daar waar ons alleen is. Mag ons die genade van die Here Jesus Christus, wat in ons lewe teenwoordig is, uitdra. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid, dat ons die Here ook met ons liefdegawes kan dien. Broer en suster, in hierdie oggend dink ons by lief en leed aan die volgende persone. Ons dink aan Tannie Wilma Botha, Tannie Fransie van Heerden, oom Tinus Nodee, Lynn-Marie Du Plessis en dan ook oom Kobus Du Plessis in hierdie oggend. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons kom dankie, Here, dat ons hier kan wees. En Here, ook vir hierdie persone kan kom bid. Here, ons kom bid en kom vra, Here, dat U met hulle elkeen sal wees in hierdie tyd wat voorlê. Here, vir hulle U teenwoordigheid sal gee. Die wete, Here, dat U by hulle is. So kom bid ons, Here, vir Tannie Wilma, vir Tannie Fransie, vir oom Tinus, vir Lynn-Marie en ook so vir oom Kobus. Here, dat U met hulle elkeen sal bevestig, Here, dat U daar is, dat U, Here, vir hulle die krag en die liefde kom gee in hierdie tyd. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster,
die verjaarsdag vir die week, geluk aan almal wat verjaar, mag jy sommer net 'n lekker dag hê, en sommer lekker verjaar, die 26ste verjaar Karel Nel, of om Karel Nel, dan die Reina Otto en Jacques Snyman, die 27ste verjaar om Lucas Jansen van Vieren, en dan die Dora Joubert, die 28ste Mei Jolandi Fransen, die 29ste Mei in die Alta Heinz, die 30ste Dion Botha en Shay Groblaar. Geluk aan almal wat verjaar in die week, en mag dit sommer net vir jou 'n lekker dag wees, mag jy sommer net lekker bederf word. Dan is daar katechese en teen na die diens. Ek nooi elkeen uit na donderdag, is die hemelvaartsdiens, is die 6:00 die aand. Ek wil hier regtig elkeen uitnooi na die geleentheid, en ek wil ook hier vra, bid saam, dat die Here ook ons sal lei, dat die Here ook my sal lei, met hierdie skryf in die Pinksterreeks, dat ons regtig ook soekend sal wees, vir sy stem, in hierdie tyd. Broer en suster, ek wil ook dan, die volgende lede is dan, of gemeentelede is dan verkies, as kerkraadslede, as die diaken is die volgende lede herverkies, Jumarie Kien, en dan die Andrea Engelbrecht, en dan die nuwe diakens wat dan byverkies is dan die Petro van der Merwe, oom Benny Ferreira, en Quintus Botha. As ouderlinge is dit oom Benjamin Jansen van Rensburg, oom Blik van der Merwe, en dan Dani Hannekom. Kom ons dra ook hierdie gemeentelede op, dat hulle ook soekend sal wees vir die Here se stem en leiding, om dan ook hulle self diensbaar te stel as kerkraadslede vir die volgende termyn. Broer en suster, as nuwe lidmate verwelkom ons dan ook vir Tannie Leba Hicks. Ons sê vir Tannie Leba baie welkom as 'n nuwe lidmaat by ons gemeente, en ons dra haar ook op in hierdie tyd. Dan broer en suster, soos ek gesê het, dis Hemelvaart, dis donderdag, Pinksterfees of Pinksterweek is die 2de tot die 5de Junie, elke aand om 6:00 die aand, en dan is ons Pinksterfees en nagmaal die 8ste Junie. Vadersdag, soos ek in die konsistorie gesê, die enigste dag wat die mans bederf word, is Vadersdag, is die 15de Junie, so onthou asseblief die geleentheid, ek sukkel, maar vir al die paas wat die 15de Junie, baie geluk so lank, die 16de is dit jeugdag, en die 23ste Junie is dit FK vergadering, en dan maak ons weer die kwartaal klaar, die 27ste Junie, wat die skole dan weer sluit. Broer en suster, kom ons sluit dan staande af, met ons slotlied, ons sing lied 514, en vra ek dat julle sal staande bly vir die seën, en vir die lied daarna.
suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.